Wow, ek sê wow, want dit wil vir my voorkom asof lig van die wêreldbediening se mense begin luister. Wat 'n voorreg. En doen en uitleef. Weet julle wat doen ware liefde? Ware liefde se grootste begeerte is om dit wat jy beleef, ervaar met iemand te deel. Dis hoekom God, wat liefde is, dit wou deel en toe sê, laat ons mense maak. Laat ons mense word na ons beeld en na ons gelykenis. Laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder met ons, sodat ons mekaar kan geniet as liefde en die aarde vul en heers. Dit was God se mening en opinie en persepsie van die begin af. Dis hoekom hy jou begeer het as rusplek, as woonplek vir ewig. Wat beteken vir ewig? Vir ewig. Dis hoekom Johannes 12:34 sê, die Christus sal die aarde nooit verlaat nie. Het jy geweet, voordat daar enigsins iets was, voordat daar nog enigsins iets was alles alreeds in hom. Dink 'n bietjie. Voordat daar enigsins iets was, voordat God gesê het, laat daar wees, was alles alreeds in hom. As gees, as lig, as liefde. Dink 'n bietjie. Daar is niks niets, as jy die tegnologie vat, as jy alles vat, daar is vir God niks niets, wat alreeds nie in hom was nie, want voordat God iets begin het, het hy dit reeds klaar volbring. Wow! Toe God in Genesis 1 sê, laat daar lig wees, toe manifesteer hy alreeds daai lig in die hart van 'n mens, al was daar op die aarde nog nie 'n mens nie. Want voordat God iets begin, het hy dit klaar volbring, alles in hom. So waar was jy alreeds gewees as voor die grondlegging van die wêreld? Waar was jy alreeds gewees? As gees, as lig, as liefde? In hom. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4, vers 6. Is dit nie fantasties, die mense? 2 Korintiërs 4, vers 6. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4, vers 6. Want God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Dis hoekom, voor jy gevorm was, in jou moederskoot, het God jou al geken. Met ander woorde, mense, voordat daar enigstens iets was as sigbaar, was alles alreeds in hom. Ek gaan so maak, was alles, ek wil spasie los, ek gaan so maak, was alles alreeds in hom. Sodat alles, sê saam met my alles, sodat alles uit hom
sodat alles uit hom deur hom en tot hom as sigbaar kan wees. Dis hoekom daar 'n aarde is. Dis hoekom daar mense is. Dis hoekom jy vanoggend hier sit. Sê vir my vir 'n sekere tydperk of tot hom om hom te openbaar as yesterday. Ek skryf te groot, ek weet nie wat gaan ek vandag doen nie. Sê ewigheid. Sê hier's die hartseer. Ek gaan nou maar die woord gebruik. Ons as die kerk, sonder enige veroordeling, godsdiens. Wat probeer godsdiens doen? Godsdiens probeer jou om vir altyd en dan moet jy kan ek nou maar amen sê en hy so gaan. Ek dink ek het klaar genoeg gesê. Jy moet nie doodgaan om by hom te wees nie. Ekskuus, ek bak gou. Hy het jou dood namens jou gesmaak, sodat hy vir altyd by jou kan wees. Wat is waarheid? Al wat waarheid kom doen, al wat waarheid kan doen, is om net aan jou te kom openbaar wie jy nog al die tyd was, soos het was voor die grondlegging van die wêreld in hom. Ons het gedink, ons gaan ons van Gogga, ons gaan ons die baba bang maak, ons gaan jou mos dreig. As jy vanaand jou oë toemaak, waar maak jy jou oë oop? Hel? En dan sê jou logika vir jou hemel is beter, dan kom jy mos vorentoe en dan gee jy jou hart vir die Here en jy nooi hom mos in jou hart in, so asof hy weg was, terwyl jy al die tyd nog steeds waar was. Al wat moet gebeur is, hy moet net sigbaar word in jou. As bewus, as realiteit, dis al. Hy was nog nooit weg gewees nie. Hy was nog al die tyd in jou. Toe jy hom in jou hart innooi, waar was hy? Was hy weg? Was hy iewers? Van waar af het hy gekom? Hy was nog al die tyd daar. Die probleem is jou bewustheid, jou verwronge identiteit, wat hy hier kom openbaar het, as dit is volbring, het jou weerhou van die waarheid van wie jy is, as ewigheid, hy in jou. Halleluja. Jesus, ek preek vanoggend lekker. Sê ons sal die waarheid ken. En die ken van die waarheid maak ons vry. Kyk wat sê Romeine 11:36. Halleluja, dankie Jesus. Romeine 11:36. Jy kan nie stil bly om hierdie goeie nuus te deel, hierdie ware liefde, want hoe lief hy my het, wil ek openbaar aan iemand anders, sodat jy kan uitvind en ontdek, wauw, dis hoe lief hy jou het. Dis eintlik wie jy is. Ek is bly, party manne en vrouens is ook vanoggend hier, om te luister. Hulle sê mos, 'n vrou is baie gelukkiger as 'n man. Wil jy weet hoekom? Is 'n openbaring, want 'n vrou is nie met 'n vrou getroud nie. Sy, wie voel jy nou beter?
Kyk wat sê Romeine 11:36. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Uit hom en deur hom om te openbaar wie hy is en tot hom as hy sigbaar word op die aarde, jy is alle dinge. Alles is uit hom. Maar ons sit met 'n probleem. Vir die mens is dit 'n probleem en vir godsdiens was dit ook 'n probleem. Dis hoekom ons sukkel met waarheid. Dis hoekom ons veiliger is soontoe. Omdat ons nie weet wie ons is hiernatoe nie. En dis God se unieke plan met die mens. God is van my Vader is fantasties. Het jy geweet, hy het iets met 'n mens gedoen, hy het iets gedoen in 'n mens wat net hy kan vul as versadig. Ek moet dit eers vir jou wys vanoggend. Dis hoekom die einddoel van jou geloof, 1 Petrus 1:9 sê, die einddoel van jou geloof is die saligheid, is die versadiging van jou siel, jou verstaan, jou weet, jou bewus, jou emosies, jou gevoel, jou wil. En God het 2 dinge gedoen wat 'n mens nie kan doen nie. En as jy dit nie weet nie, dan gaan jy jou 5 sintuig denke gebruik om daardie siel te versadig en ongelukkig lei dit nog steeds tot die. Dis wat dit beteken Romeine 8:6. Hy wat vleeslik is, wat die vlees bedink, is die dood, maar wat waarheid, wat die gees bedink, is lewe en vrede. En daar's 2 goedjies wat ek vir jou moet uitwys eers vanoggend. Punt nommer 1. Ek gaan dit maar hier skryf. Punt nommer 1. Die mens het iets nodig om hom te definieer. En God het dit so gemaak. Wat beteken definieer? Dit beteken om die presiese betekenis, aard of omvang van 'n konsep, woord of saak noukeurig te omskryf. Dit behels die vaslegging van wat iets is, sodat dit duidelik van ander dinge onderskei kan word. Sinoniem sluit definiering in, omskryf, bepaal, beskryf of begrens. Dit word identiteit genoem as absolute gelykheid of volkome ooreenstemming. Daarom het jy iets nodig om jou te definieer. En as jy nog nie by God uitgekom het, as jou siel is versadig met hom nie, gaan jou 5 sintuig denke, aardse, wêreldse goed gebruik om jou te definieer as identiteit, en jou uiteinde is nog steeds die dood. As ek net daardie nuwe voertuig kan ry, as ek net 'n groter huis kan hê, ek noem voorbeelde. Hoekom wil God hê jy moet die nuwe voertuig ry? Hoekom wil God vir jou 'n groter huis gee? Want omdat God liefde is en jy uit hom, kan God nie wag om dit met jou te deel as sy seun en sy dogter, sodat jy dit wat jy besit saam met hom kan geniet nie. Maar solank dit wat jy besit jou gaan definieer, omdat jy nie weet wie jy in Christus is nie, is jou uiteinde. Is jy op pad? Dis hoekom die woord kom vlees word het, as die eersgeborene. Oral waar die Bybel praat van as die eersgeborene, as Jesus Christus, het God in gedagte gehad, dat hy jou sal definieer, want soos wat hy is, soos jy, sodat jy die res kan geniet. God het geweet. Daarom kyk wat sê 1 Korintiërs 1:30. Kyk wat sê 1 Korintiërs 1:30, en dit is wat die Christusdenke beteken, onder andere, as verlede week gehoor, jou hele liggaam, elke orgaan in jou liggaam, is die manifestasie as die Christusdenke, as lewe, as die liggaam van Christus. Kyk wat sê 1 Korintiërs 1. Is dit nie mooi nie, mense? Ons het 'n ander mic vandag, ons ander mic het gegroet.
Ek is skoon op my senuwees, ek voel vanoggend soos 'n besoekende prediker hier met hierdie ander mic. So, ons sal kyk hoe ver gaan dit. Sê Rudy, hou op met grappies maak. Ek is lekker om te leef. Om te dink, dis vir my lekker om te leef en ek is met 'n vrou getroud. Wow, gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit. Kyk wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom, wie's hom? As eersgeborene, die woord het vlees geword. Het sê, die een wat jou definieer, as die ware, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het. Alles wat hy vir jou geword het, is wat jy is. Hoor mooi, alles wat hy geword het, is wat jy is. Wysheid uit God. So wat is jy as God na jou kyk? Wysheid uit God. En geregtigheid. So wat is jy vanoggend? Geregtigheid. En heiligmaking en verlossing. So wat is jy vanoggend? Heilig. Omdat dit jou definieer. Behalwe as jy nog nie by die waarheid uitgekom het en jou 5 sintuig denke moet jou definieer en jy dink jy moet heilig wees in jou gedrag, in jou optredes moet jy ophou, jy moet 5 ure langer bid, jy moet dit en jy moet dat, sodat het Jesus Christus jou nog nie gedefinieer as die ware nie, maar die opinie van 'n man. 'n Godsdienstgees definieer jou of jou vleesbegeertes as wêreldstrukture. En dis waar ons vryheid is. Alles wat hy is jy. Maar daar's 'n tree vorentoe. Vader, laat ons een wees, soos wat ek en u is, hulle in my en ons in hulle een. Sê een. Soos wat hy is, so is jy. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Nie jou besittings, nie jou bankstaat, kan jou definieer nie. Wie was jy hartseer? Dit maak jy meeste mismoedig. Jesus Christus het ons kom definieer as die eersgeborene. Daarom sê Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof, as die begin, die eerste, ons die liggaam. Hoekom? Want presies dit wat die hoof is, manifesteer dit wat die liggaam is. Met ander woorde, Jesus Christus het my kom definieer, en omdat ek dit besef, en omdat ek oortuig is en dit sien en dit beleef, begin my siel al hoe versadiger word, en ek begin al hoe meer die sigbaar, die ewigheid. Dis eintlik ek, uit hom, beleef en ervaar, en dis net lekker om te lewe. Luister, God gee ons besittings, God gee ons alles, om te geniet, nie om ons te definieer nie. Sodra dit jou definieer, verloor jy jou blydskap, verloor jy vrede, verloor jy die geregtigheid van God, as 'n manifestasie van wie en wat ek en jy eintlik is. Kyk wat sê Romeine 11, vers 16. Kyk wat sê Romeine 11, vers 16. Vers 16 sê, en as die eersteling heilig is, wie is die eersteling? Die woord wat vlees geword het. Sê die een wat ons definieer, dan is die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan is die takke ook. Ons is die takke, jy is soos 'n boom geplant by waterstrome. Kyk wat sê vers 18, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dis nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel wat vir jou dra. Hy dra eintlik vir jou. So, dis hoekom die ewige lewe is om hom te ken. Is om die een te ken wat jou definieer, soos wat hy is, so is jy. Behalwe as jou 5 sintuig wêreld jou definieer, dan gaan jy een of ander tyd moedeloos raak en uitsak. Met ander woorde, die mens besit nie die vermoë om in homself om te kan definieer. Dis hoekom ons hoor baie keer kinders het probleme, want daar was nie 'n vaderfiguur in sy lewe nie. Hoekom nie? Want die vaderfiguur is daar om die kind te definieer wie hy is. Dis op elke vlak so, mense. Die mens besit nie oor die vermoë nie. God het seker gemaak vir my en vir jou om by waarheid uit te kom, sodat Jesus Christus jou kan definieer, sodat dit kan waar word as uit hom, sodat alles kan wees tot hom. Jesus is God nie wonderlik nie. En dis als in liefde. Dis als in liefde. En dan die tweede ding.
wat vir die mens onmoontlik is om self te verwek, is geloof. Jy kan nie uit jouself uit geloof verwek nie. Alles wat jy vandag het en ry en bestuur en besitreg op het sy deur 'n advertensie, het sy deur iemand anders se opinie, het sy deur wat ook al wat jou die geloof gegee het, en toe besit jy dit. Dis hoekom sosiale media is vol advertensies. Wat is die doel van alle advertensies? Wat is die doel van die geldkapasiteit wat is in adverteer? Een ding, die mens kan nie geloof uit homself verwek nie. Die mens het iets nodig om hom die geloofsoortuiging te gee. En dis waar God besluit het, ek gaan jou my geloof gee as jou vader, sodat jy kan oortuig word en dink soos wat ek dink, as die Christus denke. En dan is jou siel versadig en God sê uiteindelik, is dit nou tot my as sigbaar. Hier is hy. Wow, is dit nie fantasties nie? Dis hoekom geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. Dis hoekom die mense, en ek sê dit in liefde, wat wil, het dit by iemand gehoor. Dis hoekom jy moet hier sit, dat jy ook kan hoor, want jy kan nie self hierdie oortuiging opwek nie. Jy het iemand nodig, jy het iets nodig om jou te oortuig. Met ander woorde, ek adverteer elke Sondag vir Jesus Christus aan julle. Totdat julle so oortuig gaan word, dat julle sien, maar eintlik soos wat hy is, soos jy. Halleluja, is dit nie fantasties die mense? Gee die Here nog 'n lekker lofoffer. Daarom kyk wat sê Romeine 12. Jy sê, ek preek vanoggend baie lekker. Weet jy, is dit die nuwe mic? Of wat is dit nie? Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat. Ek is bang dit raak op. Ek jy nog steeds uit 'n fondasie, né? Is dalk iets in die water. Kyk ons Romeine 12 vers 3. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit in elkeen toebedeel het. Dis hoekom mense, hierdie woord maak jou radikaal. Ek wens ek het die geloof gehad van Rudy. Is jy die geloof van Rudy? Dis die geloof van Jesus Christus in aanhalingsteken, Rudy. Jy moet dit hoor. Jy moet dit sien. En dan moet jy oortuig word, sodat dit in jou 'n vrug bring. Hierdie is alles die vrug van in hom. Dis hoekom hierso, is dit nie jou werke nie. Hier's niks wat jy kan doen nie. Al wat moet gebeur is, jy moet oortuig word, sodat dit in jou geboorteskenk as vrug, en dan is dit sigbaar. Dis al. Hierso, my boetie, jy werk hard, jy raak moedeloos, jy gooi tou op, want dit wil nie werk nie. En dan loer afbob vir jou om die hoek, want uiteindelik gaan jy nou by hom wees. Dan wonder God, wat soek jy hier? Want jy is eintlik uit my, sodat ek tot myself kan wees, as jy vir ewig op die aarde. Daarom sal die Christus die aarde nooit verlaat nie. Halleluja. En dis die waarheid. Romeine 1:17, kyk wat sê Romeine 1:17 gehoor dit. Is dit nie mooi nie, mense? Is dit nie fantasties nie? Romeine 1:17 sê, want hierdie geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof, sy geloofsgetuiging tot geloof, iets wat jy hoor, iets waarvan jy moet oortuig word, sodat jy as regverdige, omdat hy regverdig is, want hy definieer jou, sal begin lewe as sy vrug in jou, as die ewige lewe. En as 'n manifestasie, as 'n verheerliking, sê 'n verheerliking,
Wat beteken verheerliking? Die goeie opinie wat God van jou het, sigbaar as onverganklik. Jessie mense, is dit nie mooi nie? Is dit nie groot nie? Daarom kyk gou wat sê Efesiërs 1. Kom ons lê nog 'n fondasie. Kyk wat sê Efesiërs 1 vers 9. Vers 9 sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het. Kyk gou op die bord. Hy het dit voorgeneem. Het jy besluit of wat hy besluit? Dit was sy welbehae. Hy kon nie wag om sy liefde met jou te deel nie. Moes jy besluit of wat hy besluit? Om die volheid van tye te reël. Waar was die volheid van tye? Met die doel om alle dinge wat in die hemel is, of alle dinge wat op die aarde is, onder een hoof te plaas. Waar? In Christus. Waar was jy alreeds in Christus? Voor die grondlegging van die wêreld van ewigheid af. Sodat al wat nou moet gebeur is, Christus jy, Christus in jou, Christus jy, moet net geopenbaar word as sigbaar. En dis net uit die oortuiging. Ons gaan nou uitvind waarheen gaan ons, want vandag se boodskap is deel 3. Laat jou met God versoen. Sê vir my tot op datum, was hier iets wat jy moes gedoen het? Tot op datum het hy alles gedoen. Vers 11 sê, in hom en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer. Met ander woorde, jy was alreeds verordineer. Verordineer beteken, hy het alreeds voor die tyd dit besluit. Hy het alreeds voor die tyd dit besluit. Vers 12 sê, sodat ons kan wees. Sê, hy het besluit. Hy het verordineer. Dit was sy voorneme. Sodat ek net kan wees. Jy sê, ja. Nie wat ek moet doen nie. Nie 10 stappe tot nie, sodat ek net kan wees. Wat ek al die tyd is en was in hom. Dan weet ons vers 4 sê, soos hy ons al reeds in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, heilig, sonder gebrek, voor hom in liefde, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae. Dit was sy wil, tot lof van sy heerlikheid, van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, voor die grondlegging van die wêreld alreeds, in die geliefde. Halleluja. Mense, dit is goed wat ons ken, maar ek haal dit aan. Kyk wat sê 2 Timoteus 1 vers 9 gou. Ek wil vir jou wys wat beteken dit om jou vanoggend met God te versoen. Laat jou met God versoen. 2 Timoteus 1 vers 9 sê, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Kyk op die bord. Van ewigheid af was jy alreeds gered. Plus geroep. Sê gou vir my, as jy alreeds voor die grondlegging van die wêreld af in hom gered was jy ooit verlore? Weet jy waar was die mens verlore? Weet jy waar is die mens verlore? Identiteit. Denke, bewustheid. Dis hoekom, toe hy alles volbring, Golgotha, hoofskedel, het hy net aan ons kom openbaar wie ons is. Jy kan dit net as oortuiging en daai vrug begin geniet. Weet mense, dis fantasties. Dis beter nie as wat aardse goed jou kan gee as definisie om jou te definieer. Ek beloof jou. Dis beter. Dis beter. Dis beter. Kyk, 1 Korintiërs 15:22, ek gaan quoteer. 1 Korintiërs 15:22 sê, soos wat almal in Adam gesterf het, ons was van mening toe een sterf, het almal gesterf. So is almal in Christus alreeds lewend gemaak. Sê vir my, was jy hier lewend gemaak, of het jy jou net kom oortuig van ewigheid af, voordat daar ooit iets was jy alreeds lewend in hom, nog al die tyd?
Sê vir my, moet jy dan doodgaan om by hom te wees, of het hy jou lewend gemaak, sodat hy by jou kan wees? Sê vir ewig, want alles moet wees tot hom. Dis hoekom dit raak al hoe makliker, om die opdrag uit te voer, wek die dooie op, want geen mens gaan meer dood nie, daai mens het net ontslaap, want daar is nie meer dood nie, en wat is nou makliker om iemand te gaan wakker maak, wat alreeds lewend gemaak is? Sê, dis 'n bewustheid. Sê, ek moet begin dink soos Christus dink, en ek moet begin dink soos Rudy dink. Halleluja, en dis hoe ek dink. Dis hoekom. Is dit nie lekker om te lewe nie? Rudy, wat maak jy so gelukkig? Wie wat maak my gelukkig? Maar ek geniet my Vader se liefde. Ek geniet sy vrede. Ek geniet sy oortuiging. Hy het my gedefinieer en jou opinie tel nie. Hierdie ouens se opinie tel nie. Want ek het die Christus denke as manifestering. Ek wil julle stig vanoggend. Waar is ons? Met ander woorde, almal is klaar lewend gemaak in Christus. Kyk wat sê 1 Petrus 2. Ek maak die boodskap alweer so 'n bietjie korter. 1 Petrus 2. Kyk wat sê 1 Petrus 2, vers 24. Sy weet, as ek so praat, dan hoor ek myself, as ek so praat, dan ek staan nou so 'n bietjie terug, dan kyk ek die woord uit 'n ander hoek uit ook vanoggend. Ek voel regtig soos 'n besoekende prediker vanoggend. 1 Petrus 2:24 sê, wat selfs ons sondes in sy liggaam, wat is sonde? Verwronge identiteit. Wat selfs jou verwronge identiteit in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die verwronge identiteit kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe wat jy reeds is, deur wie se wonde jy genees is. Ek soek jou aandag. Moet jy genees word of sê gou vir my, is hier enige siekte? So jy is op die aarde as genees. So wat is nou makliker om vir die sieke te bid? Al wat jy doen is jy aktiveer net dit wat die persoon is. Wat is die persoon? Genees. Daarom glo ek persoonlik. Ek persoonlik glo siekte is 'n bewustheid, is 'n ietsie in 'n mens se onderbewustheid waarvan die liggaam oortuig is, omdat die mens in sy 5% bewustheid oortuig is hy siek. Vat raad by Rudy. Dis hoekom ek so radikaal is oor sulke goed. As 'n dokter vir my sê, meneer Roos, jy het griep, is ek omgekrap, want wat is griep? Waar ek vandaan kom is geen griep, so griep pak jou tassie en laat jy gaan. Want ek is op die aarde, tot hom, uit hom, alles deur hom, en alles deur hom beteken, hy het alles vir my gedoen, sodat ek net kan wees. Wow. Ons weet Lukas 19:10 sê hy kom red, Lukas 19:10 sê hy kom red dit wat verlore was, nie wie nie. Geen mens was ooit verlore nie. Daar was nie 'n wie nie, daar was net 'n wat. Wat was dit wat verlore was? Die verwronge identiteit wat die mens gehad het as gevolg van godsdiens, want jy het iewers by iemand gehoor, jy's 'n oud sondaar, jy's 'n mislukking, jy's dit en jy's dat. Iemand anders het jou gedefinieer, en godsdiens is die grootste krag wat die mens op die oomblik definieer as die dood. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Dis hoekom in hierdie bediening sal jy kom uitvind hoe kosbaar, hoe wonderbaarlik, hoe spesiaal jy is en hoe God nie kan wag om homself te openbaar en jou te geniet en jy hom te geniet nie. En dis wat geregtigheid beteken. Geregtigheid beteken dit wat God van God dink, is dit wat God van my dink, sodat ek die oortuiging kan kry as geloof en myself kan begin sien hoe my Vader my sien. Halleluja, en wat kan my stop? Wat kan my keer? En dan sê hierdie geregtigheid ook, Spreuke 12:28 sê wie, ek kwoteer sommer, op die pad van hierdie geregtigheid is nou net lewe, en die rigting van hierdie pad is nou onsterflikheid, want dis op die aarde, en dis tot in ewigheid. Halleluja. Is dit nie mooi nie?
is dit nie mooi nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5. Sê vir my, moes jy iets doen tot op datum? Kyk hoe lief het God jou. Ek mag dit sê, ek het al raas gekry oor my kleinkinders wat ek bederf. Want as hulle kom kuier, gaan ek seker maak, waarvoor is julle lus? Peanut butter en stroobroodjie? Wie wil 'n jouwertjie hê? Jy moet opbou die kinders so bederf. Weet jy wat? Hierdie hart kan nie help nie. Hierdie hart wil iets deel. Hierdie hart wil hierdie liefde deel. As 'n vriend my bel of my sê, Rudy, ek stiek jou vir 'n wimpie ontbyt, gaan my eerste reaksie wees, weet jy wat? Hoe laat? Ek wil graag hê my vrou moet saamgaan, want ek wil dit nie sonder my vrou geniet nie. Ek kan dit nie help nie. God kan nie help, hy het alles vir jou kom doen, hy het jou kom bederf, jou wit broodjie, maar jy beleef dit nie, want iets anders definieer jou as nie Jesus Christus as die ware nie. Yes, ek wil uitdaag, die plek, vanoggend se eerste liedjie het ons gehoorship ook. Gelukkig het my vrou agter gesit in die hoek, ek kon haar nie beet kry nie, en dis ook die plek nie, want ek wil bietjie gedans het, die getoestep het, ons hou van toestep, my boeta, toe ek in die wêreld was, het klipwerf my in die brand gespeel, nou wat ek in Christus ontdek het, wie Christus in my is, ek is nie bang om te toestep in die kerk nie, my vriend, ek kan dit nie keer nie, ek sê Rudy, nee, ek gaan dra my lang al nie meer hier. Ek kom daar by hy plaas se plek. Hy eenvoudig sê vir my, "Jessie meneer, my oom, hoe oud is jy? Ja, is iets anders in jou. Kyk, jy sê sulke goed vir my nie. Die kans is groot dat jy gaan oortuig word wat God van jou. Die kans is groot dat jy gaan oortuig word wat God van jou dink, my sussie." Ja, dis nie plastic nie, just sê. Yes, ek kan nie genoeg benadruk. Is dit lekker? Kom geniet dit bietjie. Kom ons drink so bietjie dit in. Weet jy wat, ons kan eintlik dit nie meer indrink nie. Ons moet dit eintlik net uitbring. Bring dit bietjie uit. Bring dit bietjie op. Kom mense, volgende Sondag gaan ek iets doen in hierdie plek, wat die heerlikheid gaan manifesteer as 'n verheerliking. Nou sê 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, sê vir my, wie is almal in Christus? Almal. Van wanneer af? Van ewigheid af. Is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. En dit alles is uit God. Kyk hoe lief het hy jou. Kyk hoe soek hy jou aandag vanoggend. As jy besluit, jy wil na hom toe gaan, ek 'n stokkie voor dit steek. Want jy's uit hom. En dit alles uit God, wat ons met homself versoen het. Luister mooi, hy het hom nie met ons versoen nie, hy was nog al die tyd met ons versoen, want alles was in hom, voordat daar enigste iets was ons al reeds in hom. Hy het kom seker maak, deur die ken van die waarheid, jy moet jou nou met hom net versoen, sodat jy net kan wees. En dan gee hy jou nog die definisie van wie jy is, en dan besluit jy, maar hy gee jou die oortuiging ook. Hy gee jou sommer die geloof. Jy sê, wat moet hy nog doen? Wat moet my Vader nog doen om jou te beïndruk en te oortuig dat wie jy eintlik is? Vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met hom versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Sê vir my, as Abba Vader na jou kyk, is hy enige misdaad, is hy enige aanklag teen jou? Sê vir my, wat is ons doel op aarde? Is ons doel en ons bediening om jou in die hemel te kry, om jou weggeraap te kry, om 'n einde te kry, of is ons net hier om jou te versoen met wie jy eintlik is, sodat jy net kan wees? Ek is verlief van vooraf op hom. Ek is verlief van vooraf op hom.
Dan sê vers 20, ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, ons smeek julle, laat julle vanoggend met God versoen. Want hy het hom, my Afrikaanse vertaling sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde gemaak is verkeerd vertaal. Hy het dit nie gedoen nie, hy het self, sonde kom word, hy het self, omdat hy vir jou so lief is, alles kom word, wat jou weerhou, om op die aarde te bly, en dood te gaan. Daarom is jy as bewustheid gered. Kan ek maar vra, waarvan is jy gered? As jy hier is jy gered van baie ander goed, so dat jy moet, het jy geweet, dat jy kom red, van alles, om jou te weerhou, om dood te gaan. Dis waarvan jy kom red het. Daarom is jy klaar genees. Jy is klaar lewend gemaak. Julle mense, is dit nie fantasties nie. Daarom, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Want hy het, wat geen sonde geken het, die sonde van ons geword, die verwronge identiteit, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Met ander woorde, hoe versoen jy jou met God? Hoe versoen jy jou met God wat gees, lig en liefde is? Jy versoen jou met sy geregtigheid. Wat is sy geregtigheid? Dit wat God van God dink, is dit wat God van jou dink, sodat jy kan ontdek en self van jouself begin dink, wat jou Vader van jou dink, jouself kan begin sien, soos jou Vader jou sien. Daarom het Jesus Christus jou gedefinieer. Hy kan niks doen wat hy sy Vader nie sien doen nie. Daarom het hierdie oortuiging as geloof, hy het dit vir jou gegee, sodat dit in jou 'n vrug kan word as net wees, en die rigting is lewe en onsterflikheid. Woe, gee die Here nog 'n lekker lofoffer vir dit. Wat beteken versoen? Dis nie jy as hy nie. Versoen is hy as jy, en jy moet net saamstem. Want hy gee jou alles. Hy gee die oortuiging. Dit is nie jy meer van hom nie. Nee, dit is hy meer van jou. Versoen beteken restoreer tot guns. 'n Toestand van volkome ooreenstemming of om saam te stem. Om 'n verstelling te maak as 'n vernuwe denke. Met ander woorde, as jy vanoggend sit met 'n defek in die liggaam van Christus, het jy die reg om hy defek te restoreer, herstel. Siekte, dan gaan jy. Dooie, staan op. Dit is die Christus denke. Versoening beteken restaurering, dit beteken presiese, perfekte ooreenstemming. Sy het alles nuut gemaak. In kort beteken nuut die nuwe van die eerste as onbekend, nog nooit in gebruik gewees het. Kom ek verduidelik. Ek gaan 'n Toyota Hilux bakkie gebruik. Hoekom ry jy 'n Toyota Hilux? Want Leeds Toyota het jou die oortuiging gegee. En toe jy oortuig word, nou geniet jy die bakkie. As daai bakkie in 'n ongeluk kom, of daai bakkie se modderskerm word gestamp, dan neem jy daai voertuig na die paneelkloppers, hulle vervang die modderskerm, en hulle spuitverf. Jesus, ek het 'n morsige Afrikaans vanoggend. En hulle spuitverf die voertuig oor. Het jy geweet, jy's nie in Christus, beteken nie dit nie. Jy is nie gepaneelklop nie. God het nie ietsie in jou kom vervang nie. Of nie in Christus kan dalk beteken, toe jou voertuig, jou Toyota Hilux gestamp word, toe sê Leeds Toyota, nee wag, ons gee jou 'n nuwe Toyota. Nou ry jy 'n nuwe Toyota, want jou vorige Toyota se modderskerm is gestamp. Het jy geweet, nie in Christus beteken ook nie dit nie. Nie in Christus beteken, jy's die eerste, as die nuutste. Niemand het dit nog ooit gesien nie. Dis eintlik so onbekend vir die kerk, hulle weet nie eens waarvan ek praat nie. So nuut as jy in Christus as net God. En al wat hy vanoggend sê is, versoen, stem net saam, ek gee jou die oortuiging, ek het jou gedefinieer, as ek my seun sien, het ek jou gesien, want daar's net een seun, daar's net een liggaam, daar's net een geloof. Stem net saam dat jy kan wees, en hoe meer jy wees en wees, hoe meer 'n vrug, en hoe meer sê jy, wow, dis lekker om te lewe. Jesus, ek hoop ek kom deur vanoggend.
Wat beteken dit uit als kom volbring? Volbring beteken die laaste optrede van 'n proses as volkome. Daarom kan jy nie werk vir dit nie. Kyk wat sê Johannes 6:28. Sê wie, hoe lyk die dinge? Lyk ons goed sover, my seun? Ek is lief vir jou. Johannes 6:28. Chanel is nie vandag hierdie, nou sê ek vir jou, ek is lief vir jou, hoor. Nie vir haar sê nie, hoor. Kyk wat sê Johannes 6:28. Het is ietsie ontvang vanoggend. Mag God vanoggend vir jou kom geloof gee. Dat jy net kan oortuig word en jouself sien. Hoe jou Vader jou sien. Johannes 6:28 sê, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. Kyk gou mooi, wat hy gestuur het om jou te definieer, want jy sal die waarheid ken, jy sal jouself sien soos hy jou sien, en die glo kom ook van hom af as 'n geskenk, sodat jy kan oortuig word. Al wat hy wil hê is, hy wil vanoggend vir jou vra, vir wie kan ek 'n peanut butter en stroop toebroodjie maak? Wie wil koeldrank hê? Wie wil 'n yoghurtjie hê? Kom sê gou vir oupa, sê gou vir oupa. Dis hoe God oor jou voel en oor my voel. Sê dis 'n bewustheid. Wat weerhou ons? Wie wat weerhou ons? Ons 5 sintuig wêreld definieer ons nog. Dis die enigste rede. Ons omstandighede, situasies, wêreld so goed definieer ons. En ons leef 'n vrug. Ons leef 'n vrug wat die verlede week se boodskap, wat die retikulêre senuweestelsel in jou liggaam so beïnvloed, dat jy so oortuig is, jy moet doodgaan. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Sê jy moet glo. Sê hy gee jou die glo. Maar ons kan nie bly by glo nie. En ek sluit af. Kyk wat sê Jakobus 1:22. En ek sluit af. Jy moet glo, saamstem, versoen, totdat jy dit alles sien. Wat maak dit vir my maklik? Ek het dit vir jare gehoor, oortuig, en nou begin ek dit sien. Daarom kyk wat sê Jakobus 1:22. En word daders van die woord, en nie hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy oorspronklike gesig, ek soek jou aandag. Hy is soos 'n man wat sy oorspronklike gesig, hoe God jou sien van ewigheid af, nie sien nie, jy sien jou 5 sintuig wêreld gesig. Ek gaan weer begin. Ek gaan voorbegin. En word daders van die woord en nie hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy oorspronklike gesig, sy ware definiering, wie en wat hy is, hoe God hom sien in 'n spieël sien, want hy sien homself en hy gaan weg en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het as die ware, hoe God jou sien. Daarom sal jy in die bediening net 'n hoorder bly en bly, maar nooit 'n dader. Die manifestering word as sigbaar nie. Want jy kan nog nie sien. Dis hoekom 2 Korintiërs 3:18 sê, as jy met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid, die goeie opinie van God begin sien, word jy van gedaante verander, van heerlikheid as die manifestasie, die sigbaar word als tot hom, en dis als deur die Gees. Kyk wat sê hy verder nou, kyk wat sê Jakobus 1, vers 25, maar hy wat diep insien, in die volmaakte wet van die vryheid. Wat is die wet van die vryheid? Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die Gees van lewe in Christus het my vrygemaak van sonde en die
dood. Want hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. Met ander woorde, al wat jou definieer is Jesus Christus. Al wat jou oortuiging is die geloof wat Abba Vader jou gee, want jy hoor. Wat gebeur? Sal nie meer 'n vergeetachtige hoorder wees nie, maar 'n dader van die werk, en hy sal gelukkig wees. Hy sal geseënd wees. Efesiërs 1 vers 3, jy's reeds geseënd met alle geestelike seëninge in Christus. Hoe gaan jy die seëninge beleef ervaar? As jy nie meer 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar beginne sien hoe Abba Vader jou sien. Halleluja. So verordineer, voorgeneem, sy manifestasie as versoening is om te sien en nie in die week te vergeet. Waar jy beweeg, al is dit 'n tekkie of 'n a, jy hoef nie te worry as jy weet wie dit is nie. Hier is party wat weet. Het jy nie vergeet nie, want al wat jy sien soos jou Vader sien. Amen. Kom ons gee hom 'n lekker lofoffer vir dit.